nagajag, en die nagheel ons kom groet. En die nagheel jou kom groet. Nagajag en van jou gesoek, die oggend toe ons jou groet. Maar jy het hom klaar aangehaal om liewe Jesus te ontmoet. Laatmiddag skeen die son, en die bosveld saamgedrom. Ons het sy as gestrooi, sirkel voltooi, ons het eer betoon aan hom. 'n groot boom het geval, die krijger in my verhaal. Sy eister so verdwyn, wie sal die penkoppe aansluit? Aan die voet van Marula boer, as gestrooi my kroon. En die laaste dag op die nagajag, en die nagheel ons kom groet. En die nagheel jou kom groet. Dankie pa, vir die goeie tye en die lekker lag. Dankie dat ek nou 'n harde koelvuur kan waardeer. Weet waar om die vis te vang, 'n man in die oë te kyk as ek hom groet, en net vir ure vir die reën kan luister wat op die dak val. Ek onthou pa se kenmerkende diep stem. Groot hande, my eerste vis op pa se boot, en pa se laaste een op my boot. Pa Louis, stuur groete daarbo vir oupa Louis en my eerste seun, Louitjie. 'n groot boom het geval, die krijger in my verhaal. As die eister so verdwyn, wie sal die penkoppe dans lei? Aan die voet van Marula boer, het jou as gestrooi my kroon. En die laaste dag op die nagajag, en die nagheel ons kom groet. 'n groot boom het geval, die krijger in my verhaal. As die eister so verdwyn, wie sal die penkoppe dans lei? Aan die voet van Marula boer, het jou as gestrooi my kroon. En die laaste dag op die nagajag, en die nagheel ons kom groet. En die nagheel jou kom groet. Nou, liewe vriende en familie, dit is versekerlik nie 'n aangename geleentheid nie, maar ons weet ook dat ons troos en ons hoop lê in ons Hemelse Vader,
En daarom is dit ook ons gebed vir Antoinette en dan die kinders Piet, Jennifer en Bibi, saam met julle eggenote, die kleinkinders, die familie, dat julle ook die troos van die Here sal ervaar. Dis net hy wat vir ons die krag gee en die genade gee om ook deur sulke dae te kom, maar ons weet dit is nie net vandag nie, dit is 'n tyd wat voorlê, maar nog steeds dat ons hulp van hom kan ontvang. Kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Here, mag u genade en vrede ons deel wees waar ons vandag hier bymekaar is. Daar is baie vrae, daar is hartseer, maar ons dank u dat u van dit alles weet. Al verstaan ons nie alles nie, dank ons u vir u genade. Here, ontferm u oor die bedroefde familie en geliefdes wat ook hier bymekaar is. Help ons om u genade raak te sien. Help ons om die troos uit u woord te ken, sodat dit ons mag vertroos. Met u kan waarlik troos. Terwyl ons uit ons eie weerloos, onnigter, hulpeloos en sondig vir u pleit, dank ons u vir die werking van die Heilige Gees. En ons bid, help ons nou om so deur die trane heen ook die wonders uit u woord raak te sien. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Ek lees vir ons voor uit die eerste brief van Tessalonisense, hoofstuk 4 vanaf vers 13 tot 18. Ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God so ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here sal self van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nou geliefde familie en vriende, ons is nou hier byeen onder die skaduwee van die dood van geliefde Ben Foster. En dit is nooit maklik om afskeid te neem van iemand wat deel van ons lewe is nie. Die dood bring stilte, waar daar een stemme was. Dit laat 'n plek leeg wat niemand anders weer sal kan vul nie. Dit herinner ons ook aan die broosheid van ons eie lewe. En daarom is daar trane, hartseer, vrae. Maar juis in so 'n oomblik spreek hy wat geskape het, die Here God, hy wat lewe gegee het en lewe geneem het, spreek hy deur sy woord met ons. Die woord van die Here bring nie goedkoop troos en leefwoorde nie, maar met waarheid wat vasstaan omdat dit in Jesus Christus gegrond is. In die gedeelte wat ons saam gelees het, skryf die apostel Paulus
aan gelowiges wat ook bedroef was. Hulle het geliefdes verloor, hulle was onseker oor wat met hulle geliefdes gebeur het, en daarom sê hy, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Let mooi op wat die woord hier sê. Die woord sê nie dat gelowiges nie treur nie. Ook nie dat geloof alle pyn wegneem nie. Ook nie dat afskeid maklik is nie. Die woord leer ons wel dat daar twee maniere is waarop ons sal treur. Die een is 'n treur sonder hoop, hopeloos. En daar is 'n treur met hoop. Dit is die groot verskil wat Jesus Christus maak. Vir die wêreld is die dood die laaste woord. Hulle wat die Here nie ken nie. Die graf is die einde. Alles waarop 'n mens gebou het, eindig uiteindelik in die stof. Maar vir die Christen, vir die gelowige is die dood nie die einde nie. Dit is nie die laaste hoofstuk nie. Die graf is nie die finale bestemming nie. En daarom mag ons huil, kan ons huil, maar hoef ons dit nie te doen as mense wat geen hoop het nie. Waarop rus hierdie hoop? Nie op ons gevoelens nie, nie op mooie herinneringe nie, dis goed om dit te hê en daaraan vas te hou. Nie op die gedagte dat alle mense hemel toe gaan nie. Ons hoop rus in een historiese feit, wat ons in vers 14 gehoor het, want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Die middelpunt van ons Christelike geloof is nie ons liefde vir God nie. Dit is God se liefde wat hy bewys het deur sy seun te stuur. Jesus het werklik gesterf. Hy het die volle oordeel van God oor die sonde gedra. Hy het uitgeroep, dit is volbring. Hy is begrawe, maar op die derde dag het hy liggaamlik uit die dood opgestaan. Die graf kon hom nie hou nie, die dood kon hom nie oorwin nie. En omdat hy lewe, sal almal wat aan hom behoort, ook lewe. Ons hoop staan of val dus saam met Christus. Christus se opstanding. As Christus nie opgestaan het nie, is ons geloof verniet. Maar omdat Christus leef, leef sy kinders ook. En dit bring ons by 'n belangrike vraag. En dit is, vir wie geld hierdie troos? En die teks antwoord dit baie duidelik, die wat in Jesus ontslaap het. Hy sê nie bloot die dooies nie, hy sê nie alle mense nie. Hy praat van mense wat in Christus was. Mense wat deur die geloof aan hom verbind is. Mense wat hulle vertroue nie op hulle self geplaas het nie, maar op die Here Jesus. Dit is belangrik dat ons ook dit vandag eerlik hoor. Want 'n begrafnis is nie 'n plek vir valse troos nie. Ware liefde praat ook die waarheid met ons. Die Bybel leer ons dat almal nie gered word nie. Die Bybel leer ook nie dat dit 'n goeie lewe genoeg is om by God uit te kom nie. Ons word nie gered deur ons ordentlikheid, ons opregtheid en ons goeie bedoelings nie. Ons word slegs gered deur die genade van God alleen, deur die geloof alleen in Christus alleen. Dit is die hart van die woord, dit is die evangelie, dit is die troos. En daarom is vandag ook 'n dag waarop elkeen van ons ook onsself moet ondersoek. Ons eie lewe. Want jy sien, die dood staan nie net by die kus stil nie. Die dood stap ook saam met elkeen van ons. Ons moet nog daardie vallei deurgaan. Ons weet nie wanneer ons eie laaste dag mag aanbreek nie. God alleen weet. En daarom is die vraag nie bloot, hoe lank gaan ek leef nie? Die vraag is ek gereed om God
te ontmoet? Dit is 'n ernstige vraag, maar dit is ook 'n liefdevolle en tydige vraag. Want God roep mense vandag ook na hom toe. Miskien is daar iemand hier wat nog nooit werklik sy lewe aan Christus toevertrou het nie. Miskien vertrou jy nog op jou eie goedheid. Miskien dink jy dat daar eendag sal daar tyd wees. Maar hierdie afspraak is deur God met elkeen van ons gemaak. Iemand van ons het 'n paar weke terug gedink, ons sou hier by mekaar kom nie. Die Here beloof nie môre nie, die Here gee vandag. En vandag roep hy elkeen en hy sê, kom na my toe. Vertrou op my seun, bekeer jou en ontvang die vergifnis wat ek verniet gee. Die deur van die genade staan oop, maar dit sal nie vir altyd oop bly nie. En daarom is hierdie oomblik ook 'n genadegawe van God. God spreek met ons deur sy woord. Hy herinner ons dat die lewe kort is. Hy wys ons weer op die kruis van sy seun, op die leë graf. Hy wys ons op die enigste verlosser van sondaars. Moenie hierdie roepstem verby laat gaan. Maar vriende, laat ons weer terugkeer na die wonderlike troos wat die Here gee aan die kinders van God, aan die gelowiges. As ons dan gelowiges is, dan kan ons hoor dat wanneer Christus terugkom, die gelowiges wat reeds ontslaap het, eerste uit die dood sal opstaan. Wat 'n wonderlike belofte. Die liggaam wat in swakheid gesaai is, sal in heerlikheid opgewek word. Dit wat deur die ouderdom afgebreek is, sal nuut gemaak word. Dit wat deur siekte aangetas is, sal volkome herstel word. Nie een van God se kinders sal ontbreek nie, want Jesus ken elkeen van sy kinders by die naam. Hy verloor nie een van die wat die Vader aan hom gegee het nie. En dan het ons ook verder gehoor in daardie skrifgedeelte, dat die gelowiges wat nog lewe saam met hulle, weggevoer sal word die Here in die lig as hy weer kom. Dit is die groot dag waarna gelowiges deur al die eeue heen uitsien, nie bloot om uit hierdie wêreld uit te kom nie, maar om saam met Christus te wees. En dan wil ons die hoogtepunt van ons troos, en so sal ons altyd by die Here wees. Dit is maar 'n kort lewe, dit is maar 'n verskoon die Engelse uitdrukking, dit is maar eintlik net 'n dress rehearsal vir die ewigheid wat voorlê. So sal ons altyd by die Here wees. Jy weet, die grootste vreugde van die hemel sal nie dit wees wat ons hoor oor die goue strate en parelpoorte nie. Selfs ook nie die afwesigheid van pyn en hartseer nie. Die grootste vreugde sal wees dat ons vir altyd by ons verlosser sal wees. Omdat ons hom sal sien soos hy is. Die stryd teen sonde sal verby wees. Geen afskeid sal meer nodig wees nie. Geen graf sal ooit weer gegrawe word nie. Geen traan sal ooit weer gevloei word nie. Want Christus sal alles nuut maak. Wat 'n dag sal dit wees. En daarom eindig ons teks nie met wanhoop nie. Dit eindig eintlik met 'n opdrag. Troos mekaar, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Het daarop hy sê nie troos mekaar met mooi herinneringe nie. Herinneringe is kosbaar, maar hulle kan nie die dood oorwin nie. Hy sê ook nie troos mekaar deur voor te gee alles is reg of alles sal maar reg kom nie. Nee, ons troos mekaar met hierdie woorde, met God se beloftes, Christus se oorwinning, die sekerheid van sy wederkoms, die hoop van die opstanding. Ons troos mekaar met die ewige lewe. Dit is die enigste troos wat sterk genoeg is. Geliefdes, terwyl ons dan vandag afskeid neem, laat ons die Here dank vir elke goeie gawe wat hy in hierdie lewe gegee het deur Ben Foster. Laat ons ook nie mekaar miskyk nie. Ons wat nog in die lewe is, familie, vriende, geliefdes, laat ons mekaar ondersteun in die dae van rou wat voorlê, maar laat ons bovenal ook ons oë ophef na Jesus Christus. Want hy het alleen die dood oorwin, hy kan alleen sonde vergewe, hy alleen gee die ewige lewe.
Hy gee ons alleen die hoop. En daarom kan elke gelowige daaraan vasgryp. En mag elkeen wat nog buite Christus staan, vandag sy stem hoor en sy hart nie verraad nie. Vandag roep die Here ons, en daarom mag ons ook sy roepstem hoor, mag ons sy troos ervaar, en weet ook dat elkeen wat sy vertroue in Christus stel, sal die Here nooit beskaam nie. Mag dit die troos wees, en mag u self ook so met hierdie woorde bemoedig. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir 'n lied wat vir ons gespeel sal word. Jealous of the Angels. Kom ons sit net so rustig, dan luister ons daarna. Didn't know today would be our last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.
Ons het nou na die lied geluister en nou het ons ook die voorreg om te kyk na 'n skyfie vertoning van die seker ook dan van die lewe van Ben Foster. Toe ek klein was, het pa soos 'n reus gelyk. Iemand wat niks kon breek nie, iemand wat nooit bang kon raak. Pa het my op jou skouers gedra, as die wêreld te groot gevoel het. En ek het gedink my pa sal altyd daar wees, want helde word mos nooit dat nie. Maar tyd het stilletjies verbygestap en ek het dinge begin sien. My pa was die held wat niemand gesien het nie. Die man wat sy eie drome weggebêre het, sodat ek myne kon leef. My pa het swaar gekry sonder om te kla. Het seer gekry sonder om te wys. En elke keer geval, net om weer op te staan vir ons. Nou verstaan ek eers wat liefde regtig kos. Ek onthou die lang dag, waait in jou oë. Maar elke maand was daar kos op die tafel en 'n dak oor my kop. Ek wens ek kon teruggaan na daardie eenvoudige dag, net om weer een keer saam met jou te sit, sonder dat die tyd so jaag. Van kinders sien nie altyd die opofferings nie, tot hulle self die gewig moet dra. My pa was die held wat niemand gesien het nie. Die man wat sy eie drome weggebêre het, sodat ek myne kon leef. My pa het swaar gekry sonder om te kla. Het seer gekry sonder om te wys. En elke keer geval, net om weer op te staan vir ons. Nou verstaan ek juist wat liefde regtig is. En die dag, wanneer jou stoel weer staan en die huis stil raak, sal ek nog jou stem hoor in alles wat ek doen. En dan sal ek besef vir my sterf nie wanneer hy weggaan nie. Hy leef voort in die mense wat hy groot gemaak het. My pa, jy was meer as wat woorde kan sê. Meer as 'n vader, meer as 'n vriend. Jy was die fundament waarop my hele lewe gebou is. En as ek vandag iets reg doen, as ek vandag iemand help, dan is dit omdat ek eers na jou gekyk het. My pa, my held, my held, my held.
met my was, wat ons saam gestaan het, saam gehelp het, swaar gekry het, gelag, maar al ons dingetjies saam besluit het om iewers heen te gaan. Ek waardeer elke oomblik met jou, hoor. En ek is jammer dat jy so weggeneem is van my. Maar ons het ons beste gegee om jou trou. En ons kon nie meer nie, papa. Ek weet jy het seer gehad, jy het pyn gehad en jy het geroep en gevra en ek het gehelp. Maar ek sê vir jou nogmaals baie dankie vir alles hier, dat jy so liefdevol was met my. Dankie. My liefste papa, hoe begin 'n mens? Ek begin maar met jou woorde. As die lyn getrek is en dit is jou tyd, is dit jou tyd. Na Desember se moeilike tyd, het God besluit, ek gaan jou nog vir ons leen vir 6 maande lang. Nou het ons dit geweet, maar hier is ons vandag, vir jullie, om afskeid van jou liggaam te neem, maar nie van jou gees nie. Hy sal vir altyd saam met ons wees in ons harte. Pa was daar om ons te vang voor ons val, maar in plaas daarvan om ons op te tel, het jy ons afgestop en ons weer laat probeer. Pa het verhoed dat ons foute maak, maar in plaas daarvan het jy ons verlos om ons eie pad te vind. Al breek my hart hier in stilte, weet dat jy stap die lewenspad nog steeds saam met ons. Jou laaste reis is voltooi en jy is nou veilig thuis. Soos 'n middelief het jou lewe tot vroeg geëindig. Mag die Here jou in die holte van sy hand vashou, totdat ons mekaar weer sien. Ons sal dit nooit vergeet, papa. Ons is so kwaad vir jou en ons wil jou vir altyd mis.
gaan geleentheid gee vir Jaco Kreer om die bedankings namens die familie te doen. Goeiedag almal. Voordat ek begin met die bedankings, wil ek graag net 'n paar woorde sê wat my herinneringe aan my skoonpa wil nalaat. Ons het die geleentheid gegee om 7 jaar op die plaas saam met my skoonpa te bly. Waar my skoonpa raad gegee het, ons mekaar gehelp het, gekuier en bygestaan het. In swaar tye. Ja, ons het ook woorde gehad, maar soos ek gesê het, of soos hy gesê het, as 'n mens by mekaar bly, gaan daar tyd tot tyd woorde wees, maar moet vrede maak. Pa, dis in vrede. Piet, daar is die woorde wat ek vir julle kan gee, wat dit sagter op 'n mens kan maak nie. Dankie dat julle julle bydrae gemaak het, vir die ruk wat julle alles van gehelp het mee, en ons weet van dit. Dankie. My vrou. Pa het gesien wat jy vir hom doen. Hy waardeer. Ons en sy 4 kopbene is baie lief vir pa. Bibi, pa is ook baie lief vir jou. En het alles waardeer wat jy vir hom gedoen het. En bewaar hom in jou hart. Maar almal is hier vir jou. Vra net en ons sal hê wel. Ons is lief vir jou. Dan gaan ek nou net finale bedankings gedoen. Ons wil graag vandag ook dankie sê vir elke persoon wat hier saam met ons was. Dankie vir elke gebed. Dankie vir elke drukkie, elke woord van bemoediging en elke dag van liefde. Julle ondersteuning het vir ons as familie troos gebring. En ons sal dit nooit vergeet nie. Ons spreek ook ons opregte waardering uit aan almal wat gehelp het om vandag moontlik te maak. Die predikant, die musikante, familie, vriende, bure en elkeen wat stilweg 'n hand uitgesteek het. Dankie vir julle liefde, omgee is en diensbaarheid. Weer eens baie dankie. Dan gee ons 'n geleentheid vir Anton Willemse dat hy huldeblyk ook vir ons sal bring. Ek kan nog nie agter die Bybel staan nie, lyk ek op predikant, dus dit is die minste wat ek wil doen. Antoinette het my in 'n moeilike posisie geplaas. Sy vra vir my in die week, kan ek iets sê namens die familie, vir Ben, en ek sê van nee, ek kan nie van wat kan ek van Ben sê, wat julle nie reeds weet nie. Ek is seker een van die persone hier, wat vir Ben die kortste ken. Ek het hom maar in Augustus, in 2019, het ek vir Ben ontmoet by vriende van ons verjaarsdag. Die naweek daarna toe was Ben en Antoinette daar by ons op die plaas, en ek en Ben het dadelik het ons mekaar gevind, ons het goeie vriende geraak. Ek het vir Ben, ek is nou nie hier om
Daar's 'n spreekwoord wat sê jy gee vir iemand blomme wanneer hy nog leef, en moenie vir hom blomme gee wanneer hy nie meer hier is nie. En ek is nie hier om hom blomme te gee nie. Maar Ben, ek het hom leer ken as 'n eerlike, opregte, hardkoppige, reguit persoon. En dis hoe ek vir Ben ken. En ek weet, ek het net met Piet gepraat en hy sê, ja, jy ken my pa met 'n paar jaar, maar jy het hom nie geken toe hy 'n jong man was nie. Hy was maar, ek doen nie so hier, so ek gaan nou nie die woordstukke uit wat ek gesê het nie. Maar ek het die voorreg gehad om saam met Ben Angola toe te gaan om te gaan visvang. Ons was 'n paar keer na Namibië toe, ons het daar gaan hengel. En ek en Ben het daar op die strand gesit. Dan sit ons elkeen op 'n stoeltjie en ons sit so kop onder die boot. En as ons in die aand by die huis kom, dan sê Antoinette maar, waaroor het julle gesit en bid? Het julle gesit en bid vir die vis om te byt? Of waaroor het julle so gesit? Maar min wetende het Antoinette geweet, Ben, ek en Ben het mekaar gevind, soos ek sê, en ons kon intieme goed met mekaar deel. Ek het gepraat van my familie, Ben het gepraat van sy familie, en dis beteken baie keer waar ons gesit en gebid het. En dan, hy het my vertel van Piet. Ja, ons het baie gepraat oor Piet, ons het gepraat oor Bibi, ons het gepraat oor Jen. En hy het my vertel van die dae wat hulle in Angola, nie in Angola nie, in Botswana gewerk het, waar die lorry gebreek het, waar Piet daar gesit het, en vir hulle gehelp het om by die huis te kom, 3-4 dae. En hy het gepraat van Piet wat hou van mooi vroue, ja. Vinnige karre. En een van die karre wat hy, ek wil nie sê afgeskryf, weet jy waar hy na ongeluk op 2 betrokke was, as gevolg van die liefde verspoed was. En die waardering wat hy vir Piet het, hy het my baie keer gesê, maar Piet het my vandag 2 keer gebel, Piet het my vandag 3 keer gebel. Vraag waaroor, nee, maar Piet wil beeste koop, of hy wil dit koop. En hy was dankbaar dat Piet die vertroue in hom gehad het, dat hy vir Piet kon advies gee en raad gee. Jen was weer die ene in Botswana waar hy sê elke slag as hy in die bakkie klim en hy ry weg van die huis af, dan bel Antoinette en ons sê, maar Jen is dodelik siek, jy sal moet huis toe kom. Maar ek dink die siekte was maar 'n aangesitte siekte gewees, net omdat sy na pa verlang is, want hy sê as hy by die huis kom 2 dae daarna, dan is Jen weer vers, fris en gezond. En ja, hy het gepraat van Jen en Jaco, Jaco het nou net genoem, hulle het 7 jaar op die plaas saam met hulle gebly, en hulle het argumente gehad, hulle het beklei en gestry, maar daar is meer vrede gemaak. En Jaco, wat op die plaas is, wat met die wolkenboer, Ben het seker om advies daaroor gegee, Jen het advies gegee, en dan van Bibi, sy was blijkbaar maar die ou huishoender, aan ma se rokspante vastgehou, ook liever karre vinnig het, ek weet, ek het al saam met haar gereis, so ek weet, soms 'n bietjie aanwekkend, maar jy moet maar oor te knip. En ja, dan het ons, wat wil ek nou, Antoinette kom oorgestap verlede week, sy en Bibi en Jennifer, en hulle kom praat oor die reëlings vir die diens, en toe hulle klaar is, stap ek saam te die hek toe, en so eentjie van die hek af toe staan hulle stil, en Antoinette vra vir Jen, is papa werklik dood? En Jen sê, ja, papa is dood, en ons moet daarmee vrede maak, en ons moet daarmee saamlewe. En ek sê van Antoinette, vir my sal Ben nooit dood wees nie. Hy is nie meer met ons in die vlees nie, maar in die gees is hy nog met ons. En wanneer gaan Ben vir my dood wees? En wanneer gaan Ben miskien vir julle dood wees? Die dag wanneer jy van hom vergeet, wanneer jy al die mooie herinneringe uit jou kop uitsit en nie meer aan hom dink nie, dan gaan Ben vir ons dood wees. En dit vir my sal dit nooit gebeur nie. Want Ben was nie net vir my 'n vriend nie, Ben was vir my ook 'n broer gewees. En ek gaan vir Ben onskrikkelik mis. En ek wil net nou vir Ben sê, daar waar jy daar staan,
Ons gaan weer Namibië toe. En ons gaan weer Engeland. En Antoinette gaan saam met ons Namibië toe. En die eerste groot kabeljou wat ek wil van, sal ek opdra Ben Foster. Dankie. Ons nou net 'n paar reëlings wat ons net namens die familie aan u wil deurgee oor hierdie saak nou gaan verloop. So ons gaan wanneer ons hier uitbeweeg, dan ons gaan eers vir die familie geleentheid gee, dan kan u hulle volg, en dan is daar op die stoepie langsaan is daar pen en papier waar u 'n briefie, dalk 'n laaste boodskapie kan skryf en dit dan aan die ballon vasmaak wat u ook kan neem, wat ons dan op 'n stadium gaan die geleentheid wil gee om te laat los. So ons noem dit, nadat ons hier uit is, eers die familie, dan kan u die briefie skryf, u hoef nie, dit is net vir die wat wil. So dan wil ons dan net ook noem, daar is rooi ballonne, blou ballonne en wit ballonne. Die kinders en kabinet neem rooi ballon, die klein kinders, die blou ballonne, die broers en susters, ook blou ballonne en dan familie en vriende wit ballonne. En dan sal ons almal daar by die gazebo, daar op die gras, ons dan daar by mekaar kom. En ons gaan dan ook net eers gaan ons geleentheid gee, ek sal net iets daar noem, en dan gaan ons geleentheid gee dat daar is duiwe wat losgelaat word, en dan is die symbool ook van die ballonne, wat ons dan op so 'n manier dan afskeid neem, en ook daar die geleentheid, pragtige geleentheid, maar belangrike geleentheid waar ons dan so op 'n simboliese manier dan ook net afskeid neem. Dan, wanneer ons dit klaar gedoen het, sal ook net 'n kort videoetjie vertoon word, en dan na daardie geleentheid, dan is jy welkom om ietsie te ete, te geniet. Dit is in die saal, en die badkamers is ook daar, jy kan maar net rondvra, maar dit is alles ook aan daardie kant. Goed, ons verrigtinge hier is nou klaar. Ons gaan nou echt net vir ons 'n gebed doen, en dan gaan daar weer 'n lied speel. As die lied speel, dan kan jy as familie uitbeweeg, en die res van ons kan hulle dan ook volg. Maar kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Here, dit is reg in oomblikke soos hierdie, waarin alles so moeilik is, so vreemd is, dat ons ook saam die psalmdigter moet vra, as ons so opkyk na die berge, en die berge was die plek van moontlike gevaar, onbekendheid. Waar sal ons hulp vandaan kom, en ons erken, ons hulp is van u. Daarom bid ons ook vir u krag en genade, vir die pad vorentoe, vir elkeen van die familie, elkeen van die vriende, en dankie ook dat ons die geleentheid het, om op so 'n manier ook vandag te kan afskeid neem. Ons vra dit in ons alleen in die naam van Jesus Christus. Amen. Ja.
Vriende, as ons nou ook dink aan die voorrecht wat ons het om op so 'n manier te kan afskeid neem en ons ook ons oë verder opslaan na die blou lig en dink aan die hemel, dan wil ek net hierdie woorde uit Johannes 14 wat ons Here gegee het ook lees. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê, ek gaan en vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei, kom ek weer, sal julle na my te neem, sodat julle ook kan wees, waar ek is. Julle sê vir ons, laat julle hart nie ontsteld word nie. Toon God,
van my. As ook aan hierdie woorde dink, of dink aan die hemel, dan ons sal geleentheid gee dat die duiwe losgelaat. Dan kunnen we op die laatste gedachte Waar is hem in? Hij wil niet pakken. Dat zijn dat. Ik ga boven. Nee. Ons gaan dan ook die laaste luister na emotional goodbye. It will be something ordinary. Right, so going when you get home. That's it. And then one day, those simple words become the last words. You will hear from him. Losing a father is like losing the dad who spent your entire life protecting the brother's daughter. A father is like an empty house. You rarely think about what father's doing. You simply live with it. It takes a minute, the rain, and down from the sea. And one day, the roof is gone. And suddenly you feel all the weight he was carrying alone. And the hardest moments aren't always the big ones. They're the small ones. Reaching for your phone to tell him something and remembering you can't. Hearing a stranger's laugh that sounds exactly like him. Wanting his advice when life gets difficult. And longing for just one more conversation, just one more hug, just one more day. So if your father is still here, call him and tell him you love him. Thank him for the storms he took, because one day you'd give anything to hear his voice one more time. Vriende, familie, ons verrigtinge is dan nou hiermee afgesluit, afgehandel en u word dan nou ook dadelik uitgegooi om verversings saam met die familie te doen.
Toe ek klein was, het pa soos 'n reus gelyk. Iemand wat niks kon breek nie, iemand wat nooit bang kon raak. Pa het my op jou skouers gedra, as die wêreld te groot gevoel het. En ek het gedink my pa sal altyd daar wees, want helde word mos nooit oud nie. Maar tyd het stilletjies verbygestap en ek het dinge begin sien. My pa was die held wat niemand gesien het nie. Die man wat sy eie drome weggebere het, sodat ek myne kon leef. My pa het swaar gekry sonder om te kla, het seer gekry sonder om te wys, en elke keer geval net om weer op te staan vir ons. Nou verstaan ek eers wat liefde regtig kos. Ek onthou die lang dae, die moegheid in jou oë, maar elke aand was daar kos op die tafel en 'n dak bo my kop. Ek wens ek kon teruggaan na daardie eenvoudige dag, net om weer een keer saam met jou te sit, sonder dat die tyd so jaag. Want kinders sien nie altyd die opofferings nie, tot hulle self die gewig moet dra. My pa was die held wat niemand gesien het nie. Die man wat sy eie drome weggebere het, sodat ek myne kon leef. Het swaar gekry sonder om te kla, het seer gekry sonder om te wys, en elke keer geval net om weer op te staan vir ons. Nou verstaan ek eers wat liefde regtig kos. En een dag wanneer jou stoel leeg staan en die huis te stil raak, sal ek nog jou stem hoor in alles wat ek doen. En dan sal ek besef, 'n man sterf nie wanneer hy weggaan nie. Hy leef voort in die mense wat hy groot gemaak het. My pa, jy was meer as wat woorde kan sê, meer as 'n vader, meer as 'n vriend. Jy was die fundament waarop my hele lewe gebou is. En as ek vandag iets reg doen, as ek vandag iemand help, dan is dit omdat ek eers na jou gekyk het. My pa, my held, my held, my held. Papa, ek wil net vir jou baie dankie vir die jare wat jy saam met my was, wat ons saam gestaan het, saam gehelp het, swaar gekry het, gelag oor al ons dingetjies,
saam besluit het om iewers heen te gaan. Ek waardeer elke oomblik met jou, hoor. En ek is jammer dat jy so weggeneem is van my. Maar ons het ons beste gegee om jou te hou. En ons kon nie meer nie, papa. Ek weet, jy het seer gehad, jy het pyn gehad, en jy het my geroep en gevra, en ek het gehelp. Maar ek sê vir jou nogmaals baie dankie vir alles, liefie, dat jy so liefdevol was met my. Dankie. My liefste papa, waar begin 'n mens? Ek begin maar met jou woorde. As die lyn getrek is en dit is jou tyd, is dit jou tyd. Na Desember se moeilike tyd het God besluit, hy gaan jou nog vir ons leen vir 6 maande lank. Min het ons dit geweet, maar hier is ons vandag, 4 Julie, om afskeid van jou liggaam te neem, maar nie van jou gees nie. Hy sal vir altyd saam met ons wees in ons harte. Pa was daar om ons te vang voor ons val, maar in plaas daarvan om ons op te tel, het jy ons afgestof en ons weer laat probeer. Pa wil verhoed dat ons foute maak, maar in plaas daarvan het jy ons gelos om ons eie pad te vind. Al breek my hart hier in stilte, weet ek jy stap die lewenspad nog steeds saam met ons. Jou laaste reis is voltooi en jy is nou veilig tuis. Soos 'n Melanie het jou lewe te vroeg geëindig. Mag die Here jou in die holte van sy hand vashou, totdat ons mekaar weer sien. Ons sal jou nooit vergeet nie, papa. Ons is so baie lief vir jou en ons gaan jou vir altyd mis. Papa, vandag onthou ons jou met 'n hart vol liefde en dankbaarheid. Al is jy nie meer fisies by ons nie, leef jy voort in elke herinnering, elke les wat jy ons geleer het en elke oomblik wat ons saam gedeel het. Appa, dankie vir 'n wysheid, 'n vriendelikheid en die liefde waarmee jy ons altyd as familie voor omgee. Jy het vir ons gewys van dit beteken om sterk, eerlik, liefdevol te wees. Ons sal 'n lag, 'n stories en jou warm omgee hart altyd onthou. Papa, jy was ons steunpilaar, ons beskermer en ons voorbeeld. Dankie vir elke opoffering wat jy vir ons gemaak het, vir die onvoorwaardelike liefde wat jy vir ons gegee het. Jy het ons geleer om nooit moed op te gee nie en om altyd net geloof en hoop vorentoe te kyk. Hoeveel die pyn was, steeds diep troos ons onsself met die mooie herinnering wat niemand ooit van ons kan wegneem nie. Jou liefde sal vir altyd deel van ons harte wees en nalatenskap sal voortleef in ons lewens. Wees sag, papa. Jy word elke dag gebis, met liefde onthou en vir altyd in ons harte gedra tot ons enig weer ontmoet.